Goeiedag en welkom by nog 'n episode van die Olielamp se Potgooi. Vandag saam met my in die ateljee is Anne-Marie van Rensburg. Baie welkom. Dankie, Cornel. Kan jy ons luisteraars 'n bietjie voorstel wie jy is? Eerstens is ek 'n kind van God. Dan is ek getroud met Jaco en ons het 3 kindertjies. Hulle is amper 5, 3 en 1, amper 2. So dit is 'n geseënde chaos in ons huis. En dan is ek deeltyds nog 'n onderwyser. OK. Ja. Mooi hande vol en Ja. dit werk. Vandag se onderhoud gaan bietjie oor die vrou se taak in die kerk. En dit oorvleuel bietjie met die vorige episode wat laas maand uitgekom het oor die sinode besluit van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika wat baie groot goed gegaan het oor die vrou in die amp, die WIDA. Nou Anne-Marie, ons verstaan ook so dat daar's nie byvoorbeeld daai sinode besluit, dis nie hierdie onderdrukking eintlik nie. Dit is meer kyk soos ons in die vorige episode gepraat het, daai besluit het eintlik net gegaan oor wat gebeur wanneer daar toegelaat was vir die vrou in die amp of so, maar nie van of die vrou in die amp toegelaat word nie. So ons kan bietjie begin met wat sê die skrif vir ons vir die rol van die vrou in die kerk? So ek dink sonder om nou die gelaaide te begin, kom ons begin by die begin. As vrou is ek geskape na die beeld van God. Dit beteken dat die Here vir my sekere eienskappe van homself gegee het om te kan reflekteer sodat mense hom raak sien in my. So ja, so dit is die belangrikste. Ek is na die ewebeeld van God geskape. En dan as vrou het ek 'n spesifieke roeping. Ek praat altyd van die Bybel praat van die prentjie van 'n huwelik is Christus en sy bruid, maar ook jy weet in die hoofletterhuis en dan die kleinletterhuis is gewoon ons huisgesin. Daar is dit presies dieselfde. My man moet my lief hê soos wat Christus sy kerk het. So daai orde bly dieselfde. Daai prentjie bly dieselfde. Ja. So as 'n mens praat oor spesifiek vrou wees, dan is daar een skrifgedeelte wat nogal sterk deurkom en dit is die Spreuke 31 vrou. Ja. So in daai gedeelte word wysheid eintlik verpersoonlik en sy kry baie karaktereienskappe. So ons kan hierdie deegsame vrou kan ons baie mooi dinge raak sien waarna ons ook kan streef, veral as ons diensbaar besig is in die kerk. Ek het so vinnig net 'n paar opgesom. Die eerste enetjie is sy is 'n steunpilaar vir haar man. Daar staan eintlik later in die gedeelte dat sy sorg dat haar man met die leiers kan beraadslag. En dan sy is vaardig. Hierdie vrou doen verskriklik baie. Sy werk met haar hande. Sy koop grond. Sy's nog 'n ekonoom. Sy het 'n begroting. Jy weet, sy is die hele tyd besig om te voorsien en om plannetjies te maak. Sy hou goeie toesig oor haar eie huishouding. Sy maak seker dat haar kinders versorg is, dat hulle klere het, dat hulle genoeg het. Sy doen alles met passie en haar hande staan vir niks verkeerd nie. Daarby is sy nog vrygewig en sy sorg vir die armes ook. Ja, sy praat met wysheid en mense luister graag na haar. Sy het 'n edel persoonlikheid. So dis 'n mondvol. Ja. Ek dink dis mooi kenmerke wat jy daar genoem het van die vrou, ook die vrou in die huwelik. Ons het so 'n paar, dis nou al 'n paar maande terug met Alike die onderhoud gehad oor die vrou in die gesin. Ja. Ek dink hierdie vleuel ook weer bietjie daaraan dan vas. Ja, want die vrou in haar eie gesin is dieselfde prentjie as die groter gesin, die gesin met 'n hoofletter. Ja, definitief. Hoe balanseer ons tussen die kulturele invloede en die Bybelse beginsels? Want daar's baie in die wêreld word daar feminisme word baie gedruk, as ook nou veral nou juis met hierdie sinode besluit word dit gesien as die vrouens wat onderdruk word. Hoe gaan hierdie kulturele invloede met die Bybelse beginsels hand aan hand, of juis die verskille? Ja, so ek dink dit is belangrik om onderskeid te maak tussen
kulturele invloede en Bybelse beginsels. En hier spesifiek as dit gaan oor die man en vrou se posisie, waar die Here ons 'n plekkie gegee het om te dien, dan is dit so dat die Here vir die man 'n ander werk gegee het as vir die vrou in huwelik en ook in die kerk. Hy ja. Okay, so 'n man en 'n vrou is gelykwaardig. 100% in Ja. waarde voor God se oë. Maar ons is nie identies in roeping nie. Maar dis eintlik waar daai ek wil nie sê die moeilikheid inkom nie, maar dit is waar die mense dit misverstaan. Ja. Hulle dink die waarde is minder of meer vir man en vrou, maar die waarde bly tog dieselfde, maar ons elkeen het ons eie roeping, ons eie Ja. taak. Ja. So dan wil ek daar is 'n verskil in amptsbediening. So vroue het 'n ryk en 'n noodsaaklike diensrol. So die Here wil dat mans die gesagsposisie het van ouderling of lerende ouderling. Dit is 'n predikant. Ja. En so dan is daar daai baie bekende stukkie in Timoteus waar hy sê ek laat 'n vrou nie toe om te leer nie, en dan daai gedeelte wat sê sy moet stil wees. So hierdie bevel wat hy gee, berus nie op kulturele omstandighede nie, want net daarna, in die versie daarna sê hy, Adam is immers eerste gemaak en Eva daarna. So hier gaan dit oor skepingsorde, hoe hy dit bedoel het. So Ja. eers die man, dan die vrou. So dit is dus 'n God geskape orde. So en dan nou met dit gesê, ook nie enige man word geroep vir die rol van 'n ouderling nie. Ja. Ja. Dit mens moet die talent daarvoor hê Ja, en en die roeping. ja, God moet jou roep en hy gee dit vir jou om dit te kan doen, ja. Jy het nou genoem van waar in die Bybel waar daar gestaan het waar geen vrou daai ampt mag bedien, Ja. as ook waar die man daai taak ontvang. Mm. Waar daar baie kommentare nou gebeur op hierdie Vida wat gesê het van ja, maar Jesus het vir ons sondes gesterf, so dis ons dien nou uit, hulle praat nou van die besluit as dis die Ou Testament en God het nou alles vervul, so enigiemand kan wat geroep word kan bedien. Enigiemand kan 'n ouderling, enigiemand, maar dis tog daai is in die Nuwe Testament, want dis waar ek wil nie sê die orde van die kerk eintlik gestig was nie. Ja, daai ek kan nie dink dat in jou gesin, jy weet as jy byvoorbeeld lees in die woord hoe die Here bedoel het vir die huwelik en die eienskappe of die taak wat 'n man gegee word, as dit in jou eie gesin so is, as dit die basis is. Die Here het Adam eerste gemaak, hy het agtergekom dat hy alleen is en toe het hy vir hom 'n helper gemaak. Iemand wat jou aanvul, dit is die vrou. Iemand wat vir jou dinge bring wat jy self nie het nie as 'n man. Ja. Daai helper. Ja, so dis mooi om te sien hoe 'n man en 'n vrou mekaar komplementeer. Ja. En as dit in die huis so is, hoe sal dit nou in die kerk nie so wees nie? Soos hoe sal ek nou by die huis byvoorbeeld onderdanig, kom ons gebruik maar die woord die woord onderdanig. Sal ek onderdanig wees aan Jaco en hom respekteer as die hoof van die huis, en dan gaan ek kerk toe en nou skielik het ek daai gesagsposisie bo hom of ander mans. Nee, dit sou nie sin maak nie. Nee. Ja. En dis ook, ek dink Dominee Erik het dit laas maand so mooi gesê. Dis 'n goue draadjie wat deur die hele Bybel gaan oor die man en die vrou se take. En in die kerk, in die gesin, jy kan nie 'n Bybelteks gaan uithaal nie. Ja. Iemand het altyd gesê die beste konteks, die beste teks is konteks. So jy moet daai streepie deurtrek. Ons kan nie 'n vers uithaal en sê ja, dis dit, en of 'n vers uithaal en sê dis nie. Ja, so as jy die prentjie verstaan van of wat God sê oor 'n huwelik en verstaan dat 'n kerk is ook 'n huwelik van Christus en sy bruid, dan kan ons daai lyne trek. Ja. Maar jy moet daai hele streep deurtrek. Jy kan nie 'n gedeelte uithaal nie. Dis waar ketterye gewoonlik begin is, as jy nou daai een teksie wat vir jou so sit en jy baseer alles op dit. Maar interessant, die hele opkoms van feminisme en so meer. Jy weet, dit is eintlik 'n baie
skeef gedraaide prentjie, maar snaaks om te dink dat dit eintlik Eva se aanvanklike sonde ook was, nê, dat sy beheer wou neem. En dit is vir 'n vrou in die huwelik en dan nou ook in die kerk, ons sien dit nou ook met die hele Vida storie. Dit is vir 'n vrou moeilik. Ja. Sy wil graag in daai gesagsposisie wees en sy wil oor haar man heers waar die Here dit andersom bedoel het. En ek dink ek wil nie sê daar's plek vir feminisme, daar's plek wel vir vroue regte beskerm in die sin van misbruik. Maar as dit kom by die konteks van 'n gesonde Christelike huwelik of 'n gesonde Christelike kerk, dan sal albei hulle taak en hulle posisie hê dat daar nie misbruik of gedruk of enige van daai aard plaasvind nie. Jy weet, daar's altyd hierdie gespottery oor vrouens wees aan julle mans onderdanig en so aan, maar jy weet die gedeelte net daarvoor sê mans, julle moet julle vroue lief hê soos wat Christus die kerk het. So dit is 'n ongelooflike liefde en daai taak is 'n groot taak. Ja, daar's 'n taak vir elkeen gegee. Ja, maar as jy regtig, as jy so lief is vir jou vrou, dan sal sy nie anders kan om jou te respekteer daarvoor en onderdanig te wees aan jou. Ja, ons het ook dit, ek dink hy Desember uitgekom. Dit was die opname oor die huwelik. Ja. En daar ook daar's die verskillende kante van die coin. Ja, die muntstuk. Die muntstuk. En daar is die vrou se taak, die man se taak en julle sien iets anders, ons sien iets anders. En 'n mooi voorbeeld, ons het dit met huwelikadvisasie gehad, is die brilletjie, die pink en die blou bril van ons sien dinge uit 'n ander perspektief en vir ons is respek liefde en vir julle is liefde respek. En dis daai verskille van hoe die man dit aanvaar en hoe die vrou dit aanvaar. Ja. Hoe kan vroue op 'n betekenisvolle manier sonder om teen die Bybel se beperkings te werk? Ja, so hierdie vraag rus eintlik op 'n aanname dat daar 'n beperking is, maar ek sien dit nie so nie. Daar is soveel maniere om te dien. Ek sien werklik geen beperkings nie as ek dink aan hoe ek die Here dien en hoe besig mens reeds is. Jy weet, om alles wat God vir jou te gegee het te laat vloei na ander mense toe en om diensbaar besig te wees. Ek kan nie glo dat iemand sou dink dat jy beperk voel nie. Kyk, maar dis nou heeltemal te doen bietjie met hierdie Vida. Ja. Baie kommentaar sosiaal, ons probeer die vrou onderdruk, ons probeer die vrou beperk en goeders. Ja. So dis bietjie die konteks agter die vraag waar dis goed hoe jy dit ook gestel het. Ek dink jou antwoord sê dit mooi. Soos dis dieselfde met as jy die wil van God volg, dan gaan jy alles hê wat jy nodig het. Jy gaan alle liefde, alles jy gaan daar niks meer streef as jy alles van sy wil doen nie. Net so as die taak van die vrou is, as 'n mens daai wil, dan is jy nie beperk nie, want jy het alles wat jy nodig of jy doen jou taak of jy weet, as jy al die gawes wat die Here jou gegee het. Ja. En vrouens is nou maar net beter om iets moois te maak, om gasvry te wees, om te versorg, om te bedien, om te luister soms. Al daai dinge wat die Here vir ons as vrouens gegee het, gaan jou al lank besig hou. Ja. En ons lees eintlik in die Nuwe Testament van sulke ongelooflike vrouens, jy weet, wat spreek van geloof, wat spreek van diensbaarheid. Ek sien dit allermins as 'n beperking. Hoe die rol van vrouens histories ontwikkel in die kerkgeskiedenis? Bietjie geskiedenisvraag hier. So ek gaan hom baie vlugtig beantwoord. Reeds ek het nou net gesê, reeds in die Nuwe Testament lees ons van hierdie merkwaardige vrouens, om voorbeelde gee, is Priscilla en Aquila, en Lois, sy's die ouma van Timoteus, en dan Phoebe, sy word ook genoem. So daar is hierdie vrouens, hierdie sterk vrouens, jy weet, wat hulle hele gesin dra deur hulle geloof. En dan gaan ek spring sommer 'n paar eeue verby die middeleeue en ek gaan reguit na die reformatie toe. Jy weet, voor die reformatie was dan ons nou al hierdie kloosters en mense het gedink dat hulle, selfs vrouens, jy weet, daar was
baie nonne en monnike wat gedink het dat hulle alles aan God verskuldig is en hulle moet hulle hele lewe wy aan hom en dat niks genoeg sal wees nie. En toe was gelukkig die reformatie waar die Martin Luther onder andere het weer 'n streng klem gelê op huis en huwelik en hoe mooi dit is en gesinslewe. So sy vrou Katharina von Bora, sy was eintlik op 'n manier die eerste predikantsvrou. Ja, so dit sien ons en dan het ons in die 18de en die 19de eeu het ons wel in die westerse wêreld die hele baie sending. Hulle het die westerse wêreld het almal gegryp na 'n stukkie van Afrika en hulle het hulle self verantwoord met die 3 C's. Dis commerce, civilization en Christianity. So dit was een van die beweegredes hoekom hulle so baie lande koloniseer het. so baie lande gegryp het. So dan sien ons in daai 18de en 19de eeu sien ons regtig mooi dinge wat vroue gedoen het. Bybelstudies begin, sendingskole opgerig, hospitale, Bybelstudies, daai tipe goeters. En dan kry ons die oorlog, dan gaan mans uit en dan moet vrouens ewe skielik die man se rol vervul. Dan kry ons busdrywers, ingenieurs, fabriekwerkers, jy weet, noem maar op. Skielik kom vrouens agter, hey, ons kan eintlik doen wat mans doen en baie keer doen ons dit selfs beter. Ja, so dan is die oorlog nou verby en die mans keer terug en dan is die vrou soos okay, maar wat kan ons nou doen? Ons het jy weet, ons kan hierdie goed beter as julle doen en nou word ons teruggestuur na die huise saam met die opkoms van die industriële revolusie wat vir vrouens wonderlike toestelle gee soos 'n stofsuier, 'n vries, jy weet, klaargemaakte etes, jy weet daai tipe goed. So nou sit die vrou by die huis, sy is ongelukkig en sy gaan soek haar voldoening buite die huis en dit is dan nou die opkoms van die feminisme. Ja. Ek dink jy het nogals mooi opgekom. Ja, so en vandag, jy weet, nou mag en kan alles. Ons het daai manne en vrouens is gelyk. Alles moet mag. Dis waar ons vandag is. Dit is eintlik hartseer hoe dit so gedraai het, waar dit so mooi deur God geskape is en ek dink daar's nog steeds plek vir vrouens in werk en soos maar die groot belangrike taak wat God gegee het en dis die een wat hy spesifiek vir die mans gegee het was om die kerk te lei. En ek dink daar is waar ons dink ek met die feminisme tipe sal verskil. Ja. Ons tweede laaste vraag, wat is 'n goeie manier waarop ouer vroue, jonger vroue kan toerus, soos in Titus 2 beskryf word? Ja, so daai gedeelte in Titus 2 gee eintlik baie vir ons baie praktiese raad oor hoe ons kan dien ook in die kerk. Daar spesifiek, dis eintlik interessant dat hy dit kontrasteer met wat ouer vroue nie moet doen nie. En een van die dinge wat hy sê ouer vroue moet nie doen nie is dronk word van wyn. In ons kultuur is dit regtig nou nie 'n ding wat alledaags is nie, maar in daai tyd natuurlik gegee die konteks, historiese konteks, kulturele konteks was dit so dat wyn baie meer gedrink is en saam met wyndrinkery kom dan skinderpraatjies en so aan. So hy kontrasteer dit eintlik baie mooi met om nie saam te gaan met die wêreld nie, maar dan gee hy vir die vrouens klomp dinge wat hulle moet doen en dit is dinge soos ouer vroue moet mentors wees vir jonger gesinne. So jy het natuurlik al jou hele lewe agter jou. Jy het soveel dinge geleer, ervaar. Jy het 'n pad gestap eintlik met die Here en jy kan dit maklik deel met jonger vroue. Dit is praktiese raad oor
huwelik, praktiese raad oor kinders. Daar staan ook dat hulle moet ons leer, so ons kan saam Bybelstudie doen. En dan, ja, as jy die lewenspad al gestap het, dan beteken dit daar het baie dinge al met jou gebeur. Wat beteken dat jy in daai tye ook kan getuig van God se trou. En het is mooi om getuie te lewer van wat die Here in jou lewe gewerk het. En dit is geweldig bemoedigend. Ja. En dit bring ons by ons laaste vraag. Hoe word vroue geestelik versterk deur hulle diens in die gemeente? So Petrus 1 vers 4 sê, na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar dien. So ek dink as 'n mens besef dat jy staan eintlik onder 'n waterval, 'n stortvloed van dinge wat God jou gee. En as jy dit verder mag laat vloei na ander mense, en dan nog die vreugde daarvan mag smaak, dan is dit goed. Dan is dit mooi. So die Here gee vir jou soveel seëninge, hy gee vir jou gawes. Dis die mooi, né? Die Here gee alles wat hy van jou vra. Ja. Ek dink Augustinus het so Ja. Hy vra 'n mooi sê ding, die Here gee my wat hy vra en vra dan wat hy wil. Ja, presies dit. Ja, so dit is die mooi ook as jy dien. So die vraag is, hoe word jy geestelik versterk? Wel, dit is 'n pad wat jy stap in gehoorsaamheid. Dis ook op 'n manier is dit ook 'n dissipline. Mens leer baie daaruit. Ja, geduld, miskien. Ja, ek dink 'n mens kan almal, ek dink hierdie kan vir mans en vrouens wees 'n plek om te leer. Ja. Almal ons geduld verbeter of dissipline of Ja. so ook God dien deur ons talente wat hy vir ons gegee het. Ja, definitief. Ons luisteraars, dis hoe die episode tot 'n einde gekom het. Dit vorm bietjie deel van 'n hele groot reeks eintlik, want hy het 2 reekse gekombineer. Dis die kerk, dis die sinode besluit laas maand. En dan is daar die huwelik, die man se taak in die kerk en in die huis en die vrou se taak in die huis. En dan nou hierdie enetjie oor die vrou se taak in die kerk. So gaan luister gerus daai episodes ook. Deel ook hierdie episodes met ander mense dat ons meer mense kan bereik. En dan dis al van ons kant af. Totsiens. Totsiens.